Goeiemôre, vandag is dit Matteus 14. En baie dankie dat jy vandag saam met ons uit die woord van die Here gaan lees. Dis dieselfde as om vir Jesus te sê, Here, ek het U lief en ek wag vir U met my te praat. Ek wil hoor wat U vir my sê. Ja, dit is 'n goddelike voorreg. Dankie, Here. So, vandag is dit nou hoofstuk 14. Daardie tyd het Herodes, die heerser, gehoor wat van Jesus vertel word. En hy het vir sy paleispersoneel gesê, maar dit is mos Johannes die Doper. Hy is uit die dood opgewek, daarom werk hierdie kragte in hom. Vroeger het Herodes vir Johannes laat vang, hom laat boei en in die tronk laat opsluit. Dit het hy gedoen oor Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Want Johannes het vir Herodes gesê, U mag haar nie as 'n vrou vat nie. Herodes wou hom daaroor doodmaak. Maar hy was tog bang vir die mense, omdat hulle hom as 'n profeet beskou het. Ja, Herodias, Filippus se vrou, het hom verlaat en by Herodes gaan woon. En Johannes die Doper het hulle veroordeel daaroor, omdat hulle in 'n onoorgeloofde verhouding gelewe het. Vers 6, met Herodes se verjaarsdagviering het die dogter van Herodias voor die gaste gedans. Herodes was so in sy skik met haar, dat hy 'n eed afgelê het, en dat hy vir haar sal gee, net wat sy vra. Ja, Herodes was vasgevang in die stryk van die duiwel met hierdie dans op sy verjaarsdag. En om die dogter van Herodias te wys hoe ernstig hy haar wil hê, sê hy deur 'n eed voor al die gaste, jy kan vra net wat jy wil en ek sal jou versoek toestaan. Vra net wat jy wil. Sy het toe na haar ma gegaan en gevra wat sy vir Herodes kan vra. Vers 8, haar ma het daarvoor gesê en sy het gevra, gee vir my hier in 'n skottel die kop van Johannes die Doper. Vers 9, hieroor het die koning baie sleg gevoel, maar vanweë die eed wat hy voor die gaste afgelê het hy opdrag gegee, dat aan haar versoek voldoen moet word. Hy het toe iemand gestuur en Johannes in die tronk laat onthoof. Ja, nou mense, kan jy dink, sommer net onthoof, gaan onthoof iemand. Vers 11, hulle het sy kop in 'n skottel ingebring en aan die meisie gegee, wat dit na haar ma toe gevat het. Vers 12, sy disippels het sy liggaam kom haal en begrawe, en hulle dit vir Jesus gaan vertel. Ja, Herodes wou nie vir Johannes die Doper doodmaak nie, maar hy tog beveel dat hy onthoof moet word, sodat hy nie voor sy gaste in die verleentheid gestel sou word nie. Dit is baie maklik om aan groepsdruk toe te gee en verkeerde dinge te doen onder dwang van ander, nee. Moet jouself nie in 'n situasie laat beland, waar dit 'n te groot verleentheid sal wees om te doen wat reg is nie. Jy moet altyd doen wat reg is, hoe groot die verleentheid, of hoe pynlik dit ook al mag wees. Vers 13, toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit daarvandaan weggegaan, na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en hom van die dorpe af te voet gevolg. Kan jy jouself indink hoe Jesus moes gevoel het oor die boodskap van Johannes wat ontdoop was, nee? Kan jy sien hoe bloeddorstig mense kan wees om met 'n onthoofde se kop op 'n skinkbord in 'n paleis rond te loop? Vers 14, toe hy uit die skuit klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom kom sê, dit is 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug, dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe.
Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 vissies. Bring dit hier vir my, sê Jesus. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 vissies, kyk op na die hemel en vra die seun. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee, en hulle het dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry, en hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak, van die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en kinders. Net na die tyding in die oggend oor Johannes se onthoofding, stop dit nie vir Jesus om honger mense te voed nie. Ja, laatmiddag het aangebreek. En vers 22 sê, net daarna het Jesus sy disippels in die skuit laat klim om so lank voor hom uit te vaar, na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy, Jesus, daar alleen gewees. Jesus dra sy pyn oor Johannes se dood alleen, en in gebed praat hy met God. Hy, Jesus, vat hierdie hartseer na God toe. Maar Jesus het ook geweet wat daardie nag sou gebeur, en wat hy wou doen. Jesus wou sy disippels wys, hy en die Vader is een. En verder hoor ons in vers 24, die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af. Onthou, Jesus staan nog op die berg waar hy gebid het, né? En hy sien, hulle is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende oggend, het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Markus vertel ons, Jesus het eers by die boot verbygeloop. Kom. Want net soos op die berg van verheerliking, wou Jesus dat die disippels self sien, hierdie Messias, wat hulle leer, is self God. Vers 26, toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is. Ek wil net hier inlas, kan jy hoor wat Petrus sê? Toe sê Petrus vir hom, Jesus, Here, as dit regtig U is. Met ander woorde, Jesus was nie duidelik sigbaar nie, of hy die goddelike gedaante gehad wat hy op die berg gehad het. Beveel my dan, sê Petrus, om op die water na U toe te kom. Nou al wat Jesus sê is, kom. Dis wat Jesus sê, kom, sê hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep. Onthou, Petrus kon nie swem nie, né? Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Vers 33, die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Wat het nou eintlik hier gebeur? Dit was egter Jesus se voorneme om die disippels op die boot te verbygaan, soos genoem in Markus 6 vers 48. En dit is met die eerste oogopslag, iewat raaiselagtig, is dit nie? Jesus het nie agter die boot ingeloop en na die boot toe geloop nie. Hy het verbygegaan. Dit is egter waarskynlik dat Jesus hulle geloof wou toets, en dat Jesus sy goddelike teenwoordigheid op 'n dramatiese manier wou openbaar. Hulle het gesukkel om teen die sterk wind te roei,
En Jesus het hulle van 'n afstand af dopgehou daarbo van die berg af. En in die konteks van die storie het die disippels gesukkel. Hulle het baie gesukkel teen hierdie sterk wind om te roei, né? En Jesus het hulle bo van die berg af op 'n afstand dopgehou, deur op die water te loop en aanvanklik te lyk asof hy Jesus hulle verbysteek, het Jesus 'n geleentheid vir hulle geskep om sy goddelike krag te erken. Net soos met Moses op die berg Sinaï, het God die heerlikheid aan Moses geopenbaar, toe God by Moses verby beweeg. Ja, Jesus se optrede kan gesien word as 'n doelbewuste vertoon van sy goddelike natuur. Dis bedoel om die disippels se geloof en hulle vertroue in hom, Jesus, te versterk. Hierdie gebeurtenis op die stormwater weerspieël werklik die Ou Testamentiese verhaal van God wat by Moses op die berg Sinaï verbygaan en sy heerlikheid openbaar. Ja, Jesus se optrede kan gesien word as 'n doelbewuste vertoon van sy goddelike natuur. En toe hulle van vrees uitroep, het hy dadelik woorde van vertroosting gespreek. Na die boot toe gestap, Petrus na hom toe geroep. Petrus het gesink toe hy sy oë van Jesus afhaal, en toe stap Jesus met Petrus boot toe, en hulle klim in die boot. Dit is die moeite werd om daarop te let dat Jesus se uiteindelike doel nie was om by hulle verby te steek nie, maar om hulle te red deur die wind te bestraf dat dit gaan lê en hulle gerus te stel. Toe hulle van vrees uitroep, het hy dadelik woorde van vertroosting gespreek en in die boot geklim, en die storm het bedaar. Ons sluit af vir vandag tot môre as ons verder lees. Seën en vrede vir julle almal wat vandag saam gelees het. Môre lees ons Matteus 15. Amen.